My naam is Dominee Nico Swart en ek is van die AP Kerk Pretoria Oos. In een van ons belydenisskrifte, die belydenis van Nisea, is daar 'n baie mooi gedeelte wat gaan oor die Heilige Gees. Daar word spesifiek gepraat en dan word daar gesê dat die Heilige Gees van die Vader en van die Seun uitgaan. Dit impliseer dat soveel van die mooi kenmerke van die Vader is in die Heilige Gees. Kenmerke van die Here Jesus Christus is in die Heilige Gees. Onder andere, een van die kenmerke is die goedheid. Goedheid van die Vader, goedheid van die Seun, wat dan ook deel is van die Heilige Gees. As ons gaan lees in Lukas 1, dan lees ons daar 'n paar gedeeltes wat praat van die Heilige Gees en van werking van die Heilige Gees. In vers 35 is dit 'n gedeelte wat gaan oor Maria, oor die engel wat met Maria praat, en dan is dit die engel wat vir Maria sê, die Heilige Gees gaan oor haar kom. In vers 41 word daar gepraat van Elisabeth, en dan word daar gesê, sy is vervul met die Heilige Gees. In vers 67 is dit Sagaria, die vader van Johannes die Doper, waar daar ook gesê is, dat hy vervul is met die Heilige Gees. In vers 80 van Johannes die Doper self, word daar gesê dat ook hy het gegroei en hy het sterk geword in die Gees. Alles hierdie is al die begin van die mooi werkinge en funksies van die Heilige Gees, wat kragtig werk. Daar's aksie, daar's werkinge wanneer die Heilige Gees betrokke is. Die Here Jesus gee belofte in Matteus 28. Daar sê hy, ek is by julle tot aan die einde. Dis sy belofte, die Seun wat hierdie belofte maak. En dan, as ons lees in Handelinge, dan is dit die uitstorting van die Heilige Gees, die Pinkstertyd, wat dan hierdie belofte wat Jesus gemaak het, in vervulling bring. So dit wat Jesus gemaak het, is in vervulling in ons lewens deur die werk van sy Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 het 'n gedeelte wat praat oor gawes van die Gees en oor gelowiges wat verskillende gawes ontvang. Daar soos die gawe van kennis, die gawe van wysheid, die gawe van gesondmaking. Hy praat van die tale en geloof en 'n hele klompie verskillende gawes wat aan verskillende mense gegee is, verskillende gelowiges. Dit is ons. Dis ons wat gawes gekry het, gawes geskenk deur die werk van die Heilige Gees. Dit dui steeds op die goedheid van die Gees. En dan in vers 13, ook nog steeds in hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 12, word eerstens gesê dat die gelowiges gedoop is deur die Heilige Gees. En dan hierdie mooi woord, wat vertaal is vanuit die Grieks met die woord deurdronge. Sjoe, wat 'n mooi woord. Dit beteken 'n totale gevuldheid, deurdronge, in die gelowige, kragtig werkend. So baie mense en hulle bedoel dit reg, maar dit is eintlik nie die regte begrip nie. Is om te sê ek moet elke dag bid dat die Heilige Gees my moet vul. Daar's dalk goeie bedoelinge in, maar dit is nie die korrekte terme nie. Want ek word nie elke dag gevul en dan aan die einde van die dag dan verlaat die Gees my en dan moet ek môreoggend dalk wanneer ek wakker word gou weer bid en Here vul my met u Heilige Gees sodat ek gevul is, sodat ek voel die hele dag het ek die Gees en as hy vanaand weer uit my uitgaan dan moet ek môreoggend weer gevul word met hom. Dis eintlik nie korrek nie. Ons is gevul permanent. Ons lees in 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 6 dat ons is 'n tempel van die Heilige Gees en hy verlaat jou nie as jy vanaand gaan slaap nie. Ons is gevul met die Heilige Gees. Dis die belofte van Pinkster. Dis die mooi belofte wat Jesus gegee het. Ons verantwoordelikheid is om te pleit en te vra, Here, gee dat ek 'n kragtige instrument, gevul met die Heilige Gees, elke dag vir u sal wees. Laat die Heilige Gees kragtig in my lewe werk. En so, geliefdes,
is ons dan instrumente in die hande van die lewende God en van sy Gees wat ons deurdronge. Wat 'n voorreg. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U Heilige Gees kragtig in ons werk. Baie dankie Here dat ons nie elke dag hoef te bid, vul ons met U Gees nie. Hierdie Gees van U wat goed is in ons. Elke dag, elke oomblik. Help ons om kragtige instrumente te wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen.